Ek's Diane Broodryk. Ek is Gerda de Souza. Mevrou, weet jy dat ons werk al gesamentlik amper 40 jaar by Jacaranda FM? En nog nooit kon ons net praat waaroor ons wou nie. Nou gaan ons. Tot nou toe, mevrou. Mevrou, hierdie stad. Jy kan sien, die vere word reggeskit. Jy kan sien iets groots kom. Ek weet waarvan jy praat. Ja. Behalwe vir die verkeersontwrigtings, nê? Ja. Ons weet mos nou van die oefeninge en die alles wat gebeur het vir die groot G20 beraad. Ja. En dit gee vir my definitiewe 2010 vibes. Ek weet toe die paaie skoon is. Ja, toe die paaie skoon was, Die ligte straat begin ligte werk. Ja. Alles. Toe die mense wat op die straathoeke staan en bedel het verdwyn, waar is hulle heen? Allerlei goed, soos toe ek laas naweek na my maale toe ry. En jy ry van die N1 af in Pretoria in. Ja. Dan is daar mos nou daai vlagpale wat daar staan wat nooit 'n ding aan het nie. Daar regoor kan die McDonald's. Regoor kan die McDonald's, soos wat jy in Pretoria aankom, is daar die grootste versameling van Suid-Afrikaanse vlae wat wapper, wat ek in 'n lang tyd gesien het. Ja. Ek dink jy kan waarskynlik 3 lofte toegooi. As jy al daai vlae aan mekaar werk, so baie vlae is daar. Maar onthou mevrou, dit is die amptelike pad na die president se huis toe. Presies. So as jy gaan kuier by die president, gaan jy daar moet in, want dis G20. Maar dit is wat ek toe nou besef. Ja. Ek nou daar, ons ry nou in die G20 in. Ja. Hier is ons nou, en nou is dit nou vir my, ek hoop die Jacarandas hou 'n bietjie langer, want dit lyk toe nou vir my verskriklik mooi. Ek het verskriklik welkom gevoel in my stad, toe ek daar inry, die vlaggies wapper, ag jette, dit is pers, soos wat die oog kan sien, dis te pragtig, ek tog, ons bly daarom in 'n pragtige plek. En ek ry daai pad elke dag. So ek kan nou daarvan baan verander. Want gewoonlik kan jy nie, want daar's 'n lekker ou pothol daar in die regterbaan. So jy moet eers verby hom kom. Almal ry stadig verby hom. Almal weet hy kom behalwe daar's altyd daai een bakkie. Wat nie daai pad ry nie, dan sien jy daar aan, lag jy. Gaan 2 tyres. Ja, daar gaan hulle. En nou is daai pad al toe. Hy's nou, Dis fantasties. hy's weg mevrou, want dis die G20 gaan vir ons kom begenadig met hulle teenwoordigheid, né? Maar mevrou, wie kom almal van die G20? Wie? Want ek kan nie meer byhou nie. Wie kom en wie kom nie? Okay, so al hierdie oefensessies. Jy is in die verkeer vir 3 ure, want hulle maak die paaie toe, want hulle het oefenlopies oor hoe om die verkeer te reguleer. Alles van dit. Die amptelike G20 is 2 dae. Wat? Dit Net is 2 dae. en eers, dis op 'n Saterdag en 'n Sondag, mevrou. 'n naweek. Dis oor 'n naweek. Die 22ste en die 23ste November is G20, maar die afgevaardigdes en die spanne wat die onderhandelings moet doen tussen die lande. Want jy weet daar's mos nou die 20 lande. Ja. Al hulle spanne kom al die week voor die tyd. En dan doen hulle die samesprekings, dan praat hulle oor die ekonomie en dan so wat hulle daai 2 dae doen is hulle teken basies, ons gaan baie almal teken. Almal gaan sit en dan vat hulle die boekie en dan teken hulle en dan gee die boekie vir die volgende een en dan neem hulle die amptelike foto. Dit vat baie lank om die amptelike foto te doen en dan sê hulle ons het ooreengekom op dit en dit en dit en ons het besluit die wêreld het dit en dit en dit nodig, maar dit besluit hulle daai week voor die tyd. En dis vir al daai afgevaardigdes wat kom, wat ons vir daai hele week moet regmaak en dan van hulle bly na die tyd, want dan het hulle nou nog samesprekings met die regering oor dit en van die wil nog weer met Ramaphosa vergader en wat. So almal kom behalwe Donald Trump. Hy kom nie. Maar ek is verlig oor dit. Nee, ek wou daai sirkus sien. Nee, ek is bietjie verlig oor dit, want hy kom altyd met sy eie hele CIA span. Hulle afvaardiging is 200 op hulle eie. Maar maak geen fout nie. Hy stuur sy adjunk. Ja. En daarvoor het die Secret Service ook die draairands nodig. Want so hulle sê, julle moet vir JD Vance van Waterkloof Lughawe
na Nasrek Warkloof. toe Warkloof na Nasrek in die suide van Johannesburg moet kry binne 15 minute. Okay. En dan moet ons oefen. 15 minute Of op die whatever hulle sê, dan moet ons oefen. Dis hoekom hulle die oefensessies het. Ons moet dit reg kry. Die metropolisie, jy moet pad gee. As hulle kom, dan maak hulle daai hele highway toe. Maak al die aanrams, al die aframs, alles toe, dan oefen hulle dit. Mag net JD dan ry. Dan is dit nou vir JD, hy het nou geland in die gat hy. Ja. Na sy hotel toe of na Nasrek toe of wherever hy gaan. So Donald Trump kom nie en Putin kom nie. Ag nee. Ek weet. Hy stuur nou maar sy minister van buitelandse sake Lavrov. So hy het nou gesien Trump kom nie en toe besluit hy gaan ook nie kom. Nee, maar daar's nog 'n warrant uit vir sy arrest. O, natuurlik, hy is eintlik welkom. Hy is nie eintlik, hy moet nie eintlik hier wees nie. So hy kom nie. Ja, ek sou dan ook nie gekom het nie as hulle my sou gearresteer het, sou ek ook maar eerder by die huis bly. As hulle nie lus is vir jou by die party nie, ons moet almal daai les leer. Ja. Bly Ja. maar eerder en stuur iemand anders. Stuur 'n afgevaardigde. Ja. So, dit is wat my nou so bietjie de mekaar gehad het, want hoekom lyk Pretoria so mooi as die hele storie by Nasrek is? Maar nou maak dit vir my sin, want al die ambassades is hier in Pretoria. So JD So Vance nou- gaan met sy span vergader by die Amerikaanse ambassade. Ja, so al daai ambassades gaan nou hulle jy weet leiers en hulle afgevaardigdes en so aan gaan hulle nou seker dan moet op 'n manier onthaal. Ja. Jessie, ons moet op daai lys kom. Dit gaan 'n daai lekker ambassade party wees. partylys. Dit- Jessie, die ambassade sou lekker En parties. imagine die kos wat jy daar kan eet. So ons kan kies Indië kom, Japan Joh. kom, Frankryk. Dan kan jy daar by hulle ambassades gaan eet. Italië. Weet jy wie hou 'n baie lekker parties? Die Britte. Die Britte kom. Die Britte kom. So hulle hou 'n baie lekker partytjie. Ek het al baie lekker partytjie daar gehad. Ek het al 'n baie lekker partytjie gehad by die Franse ambassade. Dis wat ek ook dink. Ek wil nogal vir Macron sien by die Franse ambassade. Dit sal nou nogal nice wees. En ek het al 'n baie dit was 'n intieme, ons was min mense. Ons was seker omtrent 'n groepie van 6 wat 'n aandete, 'n hele tee-seremonie met die hele 6 gangmaal by die Japaneese ambassade gehad, mevrou. Ooh. Dit was baie nice. Dit was spesiaal. En sy kom as die eerste minister, sy is die eerste vroue eerste minister van Japan. Ek sal graag So, weer soontoe wil Ek gaan. stem saam. Daai party gaan lekker wees. Maar nou het ek vanoggend in die Wall Street Journal gelees, maar ek weet nou nie of ek baie van daai artikel nie, want hulle sê hulle weet nie of Johannesburg so reg is vir die G20 nie, given all the Joburg jacuzzis. Is dit nou potholes? Dis die Die potholes. potholle. Hulle noem dit in Amerika die Joburg jacuzzis. Okay, so hulle het al 'n bynaampie. Dis ek soos in, dis funny. Ja, but it's I not. get that. Maar terselfdertyd, weet julle hoe hard werk ons Ja. om al hierdie potholes toe te maak? Onthou jy met 2010 Ja. was die groot woord die Vuvuzela. Yes. Hulle praat nou nog van Vuvuzelas die hele wêreld vol. So miskien gaan die Joburg jacuzzi Ai, Here, dan nou mevrou. ons volg na die G20 die hele wêreld die vol. Joburg jacuzzis. Maar nou sien ek daar by ons mevrou, daar op die pad na die president se huis toe in die buurt, het hulle nou die pad geverf. Want dis belangrik. Al die padtekens, die Okay. stippellyne en maar nou Mooi dit vars het ook- wit strepe. Here mevrou, maar dit het my gat gekoer. Hoekom? Want hulle maak 3 bane toe om aan die heel regterkant daai pyl Ja. verf hulle nou. So nou's daai baan toe, die een langsom daar by die McDonald's, Ja. die een langsom is toe en die een langsom is ook toe. Nou dink ek, So jy kan eintlik dan nie daar ry nie want hulle verf een want pyl. hulle verf Maar is dit nie maar 'n pyltjie. reeks van pyle dat hulle half oor Mevrou, die jy gaan nie- kante gaan en Ek het 'n video verskillende geneem. bane. van hoe hulle hierdie pyltjie verf. Toe verstaan ek. Ek weet nie hoe jy dink hulle pyltjies verf nie. Ek het al gesien hoe hulle strepe verf. Dit is soos 'n ding wat ry en dan gooi hy nou die streep so trits. Hy ry stadig maar en 'n reguit en dan trek hy nou basies die stippellyn. Ek het dit al gesien. Ja, ek het ook gedink dit werk so. Hierdie is in dieselfde kategorie as asblikke skoonmaak. Hoeveel mense vat dit om 'n pyltjie te verf? Mevrou, ek het 'n video. Jy gaan nie glo wat ek nou vir jou verduidelik nie. Het hulle nie soos 'n template en dan het jy die verf op die template en dan lig jy hom op. Sellotape Nee. aan die buitekant van die pyltjie. Wag,
Dit Plak raak hulle be- Ek was so jammer toe die lig op die ou einde groen was, want ek het gestaar na hierdie proses. Ek wou nie ry nie. So iemand plak die pyl. Dan is daar iemand met die blikverf. Die blik, hy het letterlik 'n blikverf in sy hande. Ja. Hy gooi dit in die middel. Dan het hy nie 'n kwas nie. Dan staan daar 'n ander ene met, jy sal nou weet, wat noem jy daai plat ding waarmee jy die Sofia, die verfvee, soos 'n skraper. Ja. Hy maak dit so mooi. Nee, maar dit gebruik jy as jy sement het. Hy daai ding in sy hande, jy kan gaan kyk in my videoetjie, ek gaan jou wys. Dan vee hy die verf so mooi plat. Nie met 'n kwas of 'n roller nie. Nee, daai ding. Hy het so 'n ding in die pyl Ja. en dan gaan hulle na die volgende pyl. Maar is die pyl dan nou hoër? Daai pyl dink ek is 'n bietjie hoër. Maar hoe gaan jy nou oor die pyl ry as hy nou hoër Ek weet nie is? mevrou, maar dit is wat ek met my eie 2 oë aanskou het. Vul hulle dalk 'n pothol onderop met Onder 'n die pyl op. Dit is eintlik nie 'n pyl nie, dit is 'n kruis om te sê pas op vir die jacuzzi. Is dalk 'n nuwe padteken daai. Jy dink dis 'n pyl. Dis dalk die pyl wat wys na die pothol toe. Na die waar Dis die pyl en dan gaan hy in die jacuzzi in. Ek weet nie. Daai net vir my gesê ek lieg. Ek sien nou vir jou, ek sien mense met blikke verf. Toe sê hy vir my ek praat nie die waarheid nie. Dis wragtig te sien ek vir hulle op die straathoek. Toe neem ek vir hulle af met 'n blik verf in die jaar 2025 vir die G20. En nie 'n kwas of 'n roller nie. Dit is nog steeds, ek wonder wat daai proses is. Miskien is dit 'n nuwe revolusionêre proses waarvan ons nie eers weet nie. Mevrou, weet jy hoeveel mense? Nee. Weet jy hoeveel mans vat dit om 'n geel pyl te verf? Hoeveel? Seker 7 het daar gestaan. Hierdie Dit een kan is nie besig wees om die bordjie op te hou om jou te herinner jy mag nie hier ry nie. Ja. Daai ene, kyk dat daai ene dit reg doen. Daai ene sit op die grond. Daai ene, maar ek was verstom. Mevrou, maar dan is daai pyl seker dan maar verskriklik mooi geverf. Daai pyl, nee, sal nooit weer in sy lewe nie geel wees nie. En as jy ooit daai baan 'n reguitbaan wil maak, het jy kak. Want daai pyl, Jy moet hom oorteer. Bring die teer. Ons gaan maak een groot pothol, vul hom in en begin van voor af, want daai pyl sit for life. Jy sien mevrou. Kon dit nie glo nie. Dit maak my eintlik opgewonde. Ek weet dit is nou pynvol. Dis pynlik vir jou om die pile te kyk. Maar ek onthou na die 2010 Wêreldbeker hoe mooi skoon was alles. Ja. Goed het gewerk weer. Die strate het mooi gelyk. Jy weet ten minste vir 'n rukkie, want Ja. as ons nou byvoorbeeld kan straatligte hê en op die snelweg kan ligte weer hê. Ja. Jy sê dit sal darem nice wees. Ja, want ons het mos nou nie load shedding nie. Vanoggend weet ons al die ligte op die highway af, maar nou verf hulle, ja, alles is af. Hulle spaar seker die krag vir die G20. En hulle is besig om daar te verf by die kruising daar. So ek dink daar kom ook daar's ook 'n verskriklike gewerk daar aan die gang. Jy ry maar net noord en jy hoop jy's in 'n baan. Want jy kan niks sien nie. Jy hoop nou maar net jy ry nog hier op 'n pad. Ja, voordat hulle hier klaar geverf het. Ek dink nie ons in Centurion gaan daar veel G20 gebeur nie. So ek dink die kanse vir ons vir straatligte en geverfde pyle is baie skraal. Net die snelweg wat verby ons ry, miskien. Jy weet nie, jy kry dalk 'n leier van die buiteland af wat lus is vir 'n lekker Centurion restaurant of 'n cricket game. T20. Natuurlik. Yes, die supersportpark is mooi. Here, dan gaan daai paaie toe maak. Verf jy kan die vanmiddag. trein sien. Die pyle moet op en dan kom môre. Dis impressive as jy sê daar sit op supersportpark en daai trein kom verby. Want hy kom van 2010 af. Onthou jy? Ja. Ons het die trein gekry vir 2010. Ja. So, ja, miskien moet hulle 'n bietjie verder in Gauteng ingaan, aangesien die hele Gauteng nou opgespruis word. Ek is seker daar moet 'n hotel of 'n B&B wees wat jy weet in ons omgewing wat 'n G20 mens kan hanteer. En ons Want die hele Pretoria gaan uitgeboek wees. Jy gaan daar niks plek kry nie. sushi takeaways. Ja, kan jy imagine? Daai Japaneesers weet nie waarvoor hulle in is nie. Yes. Hier's 'n Indiese takeaway, sushi takeaway, Ja. Meksikaans. Japanees. Alles. Ons het eintlik Frans nie.
Nee, ons is lig op Frans. Ja, daar's 1 of 2 in Pretoria. Nee, ek kan vir jou met eerlikheid sê in churras is daar nie. Is daar nie Frans nie. Supersport hotdogs. That's it. Doen dit soos wat ons te doen. Ja, met 'n lekker bier. Ja. Nee. En dit weer gaan lekker wees Dit vir gaan. dit. En regtig, gaan jy nou regtig kom vir 2 dae? Nee, hulle moet bly. Lang Ons het nou naweek. nie- Ons het in Centurion nou nie veel in die vorm van safaris nie. Maar dit kan interessant, jy weet daar is besienswaardighede, die rooi skrol terrein. Hulle kan lekker kom braai daar by die terrein. Hulle kan. Krieket daar speel, bal vang. Jy kan 'n hele lapa, 'n afdak, kan jy huur. En dan kan jy weet met jy bring jou eie koelboks, jy kan jou eie drank bring. So hulle kan daar van die ambassade af hulle eie drank bring. Hulle kan hulle eie en dan kan hulle lekker daar en kyk vir die poue en die bokke en die koeie en die ek weet nie wat is nog alles daar nie. En dis als wildlewe. Ja, dis nie asof hulle dis is 'n safari. poue en koeie het daar nie. Ja, dit is soos 'n safari en ons het Adidas, ons het 'n moerse klomp Adidas. Hulle sal vir jou skree dat jy dink dis 'n visarend. Ja, was dit wat hier was en sit van 'n ander land af en wat sy was een van die komediante. Ek dink dit is Kevin Hart vir die Adidas wat so gegil het buite sy net so. Ja, maar kan jy nou imagine? Jy kan 'n lekker party daar hou onder die bome. Ja. Plus, hulle kan Afrika goed koop vir Kersfees. Al die curios. En hulle kom nog voor Black Friday. Hulle is hier met Black Friday. Hulle kan moerse specials en alles kry. Net so. Jessie, hulle kan kom shop hoor. Ek dink ons moet bemark. Ons moet jy moet jou area bemark. As jy net naby die N1 is. Ja. Tussen Nasrec en die Unie gebou. Ja. Dan moet jy bemark nou. Ja, die hele Gauteng. Dit tel vir die hele Gauteng. Jessie mevrou. Want onthou hulle land op die lughawe, hulle kan by Ouar Tambo ook land. So Ekurhuleni is in op dit. As jy in Boksburg nou 'n Franse restaurant oop. Langs die meer. Langs die meer, lekker baguette. Ja, daar's mos 'n hasie plek ook daar, hasie park of vir iets. Jy kan. Kyk net vir jou. En ek meen ons is vrot van die goeie wyn. Ja. Ons het al daai wyne. Skaapchoppies is so goedkoop. Alles vir hulle. Vir hulle ja. Ek wil net sê waarshop. Nee, vir hulle en hulle euros en hulle ponde en hulle dollars. Ja, hulle gaan dink is baie goedkoop. Ja, nee, hulle gaan vreet soos varke. Ek gaan nou aanhou om vir Centurion te bemark. Go for it, mevrou. Die treintjie. Wat 'n treintjie? 'n Trein. So klein treintjie. As jy 'n kinderpartytjie as jy ooit 'n kind groot gemaak het in Centurion, het jy 'n partytjie by die treintjie gehou. Jy sit op die treintjie en dan ry die treintjie so deur die parkie. Dis naby die meer wat nie meer 'n meer is nie. Het jy ooit so 'n partytjie vir Robin gehou? Nee, sy het na ander kinders ek was nie uitgenooi na daai partytjie toe nie. Sy het na ander kinders se treintjie partytjies toe gegaan en dan was sy te bang om op die treintjie te klim. Dit is hoekom ons nooit getreintjie het nie. Ek is nou nog, dit is een van die dingetjies wat ek nog nie op van my lysie kon aftik nie. Is 'n treintjie partytjie want my kind was bang vir die treintjie. Okay, ons kan die treintjie doen. Hy ry 10 km/h nie eers nie, 2. Jy's dis lekker. Ja, hulle kan treintjie toe kom. Wat is daai wat jy tussen die bome klim? Acro Branch. Dan harness jy jouself. Ek kan nou net die Britse eerste minister Keir Starmer in 'n haan. Weet jy wat, hulle sal al die wêreld se probleme oplos. Hulle sal. Wat is die moeilikhede dink ek is die rooi. Yes. Hulle moet die rooi lyn ene vat. Met bietjie hoor is in die boom. Ja, hulle kan lekker by die baan gaan verf 'n bietjie. Ja. Kan jy nou imagine? Nee. As hulle nou sou kom. Nee, hulle kom Trump en Putin en Ramaphosa verf elkeen 'n bordjie. Hulle verf en hulle eet ietsie en hulle drink 'n lekker, jy weet, soos 'n sip en hulle kan dit alles hier gedoen het. Ja. Ons kan dit vir hulle organise en dan as hulle klaar is, loop hulle deur die mark en koop die goedkoopste persente vir hulle hele families. G20 team building. Kan jy glo? Ons kan vir hulle 'n hele Gauteng span bou. Gautengeleng soos wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Wie wil nou Kaap toe? Wie? Presies. Alles is hier. Ons kan dit alles vir hulle doen en as daai Sondag as dit klaar is, die Maandag, gaan ons almal terug vrede toe in Suid-Afrika en dan die hele wêreld vrede. Mevrou, gaan en dan ons hierdie Kersseisoen in met vrede op aarde. Wêreldvrede. Het ons teweeg gebring. Ons is soos mevrou heelal. Net ons het dit vir hulle uitgewerk. Ja, want mevrou as hulle klaar die bordjies geverf het,
Maar hulle mag nie mekaar se landsvlae verf nie. Nee. Maar hulle moet dit vroeg doen want jy moet 'n paar dae wag laat dit bak Exactly. sodat hulle kan terugvat. Dan vat ons hulle Rietvlei dam toe. Ja. En dan sightsee jy, ek meen daar's zebras, daar's 'n cheetah, daar's allerlei goed. Ja. Imagine. Ja. Nee, ek dink ons hoef nie net te konsentreer op die Joburg jacuzzis nie. Daar's baie ander goed wat ons hulle het baie meer om vir hulle te bied as daai negatiewe weet jy, goed. ek voel ons het nou, ek weet nie of ons bietjie laat is dalk nie. Dink hulle programme is dalk bietjie vol, maar ons moes nou eintlik vroeër hier aangedink het. Ja. Want hierdie was nou 'n blerrie goeie idee. Dit is 'n opportunity missed, mevrou. Dit is presies wat dit is. Skop ek nou my eie gat. Ja. En nou lag jy vir die pile, hulle lag vir jou. sien jy nou? Ja, mevrou, ons moes beter beplan het. G20 bosberaad. G20, 30. Slaan ons jou asem weg, mevrou. Ekskuus, mevrou. Okay, bye. Bye. Mevrou is 'n oorspronklike Jacaranda FM potgooi. Luister na al die episodes by jacarandafm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry. Ekskuus, het nou iets in my keel ingegaan en ek kon nou niks daaraan doen nie. Ek dink ek het 'n muggie gesluk.